om kan slaap. Toe vertel ek van Moses en van Vader Abraham. En sê my liewe kinders, kyk na die land. Toe ons die stad bereik, het ek besef, daar is iets verkeerd. Daar was 'n somber atmosfeer, die feesvreugde het ontbreek. 'n Skare het malend voor Pilatus saamgedrom, en soos 'n man woedend uitgeskreeu. Pryse hom. Ek gryp toe my 2 bankers om die stad gou te verlaat. Maar ons was vasgevang in die maling in die straat. Waarom moes met Paasfees so 'n ding gebeur? Waarom hierdie oproep? Kon niemand dit dan keer? Skielik toe ek kyk, sien ek 3 manne kom. Die eerste een smeek om genade, maar almal lag vir hom. Die tweede man was tartend, hy vloek en skel halfmal. Ek hoor nou nog hoe hard hy brul, toe die zweepslaag op hom val. Ek hoor iemand sê, daar is Jesus. Ek kon my oor skaars glo. 'n man so erg gemartel, die dood was in sy oor. Die bloed vloei uit sy sere, van die dorings op sy hoof. Deur sy bloed deurdrenkte klere, sien ek sy rug is oopgekloof. Ek sien hom toe hy vooroorval en die kruis om grond toe dwing. Die skare jul en skree halfmal, want sy kragte gee toe win. Op daardie oomblik wou ek hom ophelp, wou ek my meegevoel net wys. Toe gryp 'n Romeinse soldaat my arm en skree, Jy dra die kruis. Ek het eers geweier, maar toe dreig hy my weer. Toe neem ek die bloed besmeerde kruis van die skouers van die Heer. Ek dra die kruis toe verder, waaraan hy moes gaan hang. Die bloed wat hy gestort het gedrup oor my wang. Hulle lei ons toe na Golgotha, waar hulle spykers deur sy hande dryf. Ek hoor hom bid, vergeef hulle dit. Later aan die kruis, sy oë het gestraal van liefde, o sy deernis was so groot. Vader, in die hand gee ek my gees oor, het hy gesê, en toe sy dood. Dit was net soos 'n nare droom, waaruit ek wakker skrik. Want skielik voel ek 2 klein handjies, wat aan my klere pluk. My kinders was in trane, geskok en diep geraak. Vader, asseblief vergewe ons die land.
het weggeraak. Baie mense sê dat hy die dood uit opgestaan het, soos die Joodse vroue. Daar is mense wat sy disciples het om uit die graf gehaal. Watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? Is u dan 'n vreemdeling hier alleen in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat die afgelope dae gebeur het? Watter dinge? Die dinge aangaande Jesus, die Nasareër, die profeet, kragtig in woord en dade voor God en die volk. Ons owerstes en owerpriesters het hom oorgelaat aan die doodstraf en hy is gekruisig. Maar ons het gehoop dat Jesus Israel sou verlos, maar dis die derde dag nadat hy gekruisig is. En sommige vroue uit ons het ons ook ontstel. Hulle het vroeg vanmôre na die graf gegaan en sy liggaam is nie gevind nie. Toe sê hulle het 'n gesig gesien van engele wat sê dat Jesus lewe. O onverstandiges, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom aan die hakskeen byt. Toe het Moses 'n koperslang gemaak, en dit op 'n paal gesit. En as 'n slang iemand gebyt het, my wange vir die wat daar uitblik. En my aangesig het ek nie verberg vir smaadheid en bespiewing nie. En ek het 30 silwer sikkels geneem en dit in die huis van die Here vir die pottebakker gegooi. Ek kan ongelukkig nie verder saam met julle gaan nie. Nee, u kan nie nou gaan nie. Dit is amper donker. Bly by ons. By julle bly. Geseënd is julle my kinders. Het ons hart nie gebrand toe hy met ons gepraat het en die skrif van ons uitgelê het nie? Kom, ons gaan na Jerusalem en soek die disipels. Moenie oopmaak nie. Net dat die Jood wat sien het ons op 'n Sondag vergader. Nee, ook op die deur. Is julle die disipels van Jesus? Ons het Jesus is die Here Jesus. Ja, en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel na my en kyk, want die Gees het nie vlees en been nie, soos julle sien dat ek het nie. Het julle iets om te eet? Dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was. Dat alles wat oor my geskrywe was, in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moes word. So is dit geskrywe en so moes die Christus ly op die derde dag uit die dode opstaan. En bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van al hierdie dinge. En kyk, ek stuur 'n belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Vir julle. Kyk Jesus se hande, sy sy en sy voete. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Ontvang die Heilige Gees. As julle mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan word dit gehou.
Voor ek nie my hande in die merke van die spykers en my hand in sy sy druk nie, sal ek nie glo. Vrede vir julle. Jesus. Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. Bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Omdat jy gesien het, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Simon, seun van Jona, het jy my lief? Het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier. Simon, seun van Jona, het jy my lief? Het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier. Laat my skape wei, pas my lammers op. Laat my skape. Het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Laat my lammers wei. Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Ja, Here, U weet dat ek U waarlik liefhet. Pas my skape op. Simon, seun van Jona, het jy my lief? Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Laat my skape wei. Voorwaar ek sê vir jou, toe jy honger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en anders sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. Dit kom julle nie toe om die tye van die geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot in die uiterste van die aarde. Waarom het julle nie geglo in die opstanding nie? Ek het julle tog alles vertel, my disippels. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal geoordeel word. En vir die wat glo sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem. En as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle hande lê en hulle sal gesond word. Ek seën julle, my kinders. Waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Wat sê julle? Is dit net so hier? Ons gaan na Jerusalem. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met die geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van 'n basuin. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal die wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolk weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. Verlang ek na U, Here Jesus, kom. Hoe verlang hierdie hart om U stem te kan hoor, U te sien en die styf die my hart vas te druk. Oh,
Here